Hallo julle en welkom by vandag se les. Ons gaan 'n bietjie kyk na graad 9 en 10 nommerstelsels. So natuurlike getalle se teken is n en dis alle getalle wat groter is as 1. So 1, 2, 3, 4, 5 tot en met oneindigend. My telgetalle, dit begin by 0, so dis 0, 1, 2, 3. Dit gaan ook tot en met oneindigend en my heelgetalle is positiewe en negatiewe getalle. Met hierdie drie stelsels is daar 'n voorwaarde dat al drie van hulle benodig dat die getalle volle getalle is. So dit kan net 'n natuurlike telgetal of heelgetal wees as dit 'n volle getal is. So 3 byvoorbeeld, as ons kyk hierso, 3 is 'n voorbeeld van 'n natuurlike getal, dis 'n voorbeeld van 'n telgetal en dit is 'n voorbeeld van 'n heelgetal, want is positief of negatief. -2 is nie 'n natuurlike getal nie, want dit is kleiner as 1. Dis nie 'n telgetal nie, want dit is kleiner as 0, maar dit is wel 'n heelgetal, want dit is 'n negatiewe waarde en dit is 'n volle getal. As ek gaan kyk na 0,5, 0,5 is nie 'n natuurlike getal nie, dis nie 'n telgetal nie en dit is ook nie 'n heelgetal nie. En die rede daarvoor is omdat dit nie 'n volle getal is nie. Dit beteken met intervalnotasie mag ons glad nie een van hierdie gebruik nie. Okay, so jy sal hulle nooit sien in intervalnotasie nie. Maar ons gaan nou praat oor intervalnotasie. Dan het ons kie wat rasionale getalle is. En ons het 'n kie met 'n streepie wat irrasionale getalle is. Kyk, 'n rasionale getal kan as 'n breek geskryf word. Kyk, en 'n irrasionale getal kan nie as 'n breek geskryf word nie. Voorbeeld van 'n irrasionale getal is pi, of enige tyd wat ons 'n getal binne 'n wortel het wat nie 'n perfekte vierkant of 'n perfekte kubus is nie. Okay? Dan het ons reële getalle, die R, hierdie ene is vir reële getalle, en hierdie ene is vir nie reële getalle. 'n reële getal bestaan. So enige tyd wat jy 'n som het of 'n nommer het, is dit dadelik 'n reële getal. Nie reële getalle bestaan nie. So jy kry math error op jou sakrekenaar. Dit is wanneer ons deel met 0 of wanneer ons 'n minus binne in 'n wortel het. Okay. So dit is die verskillende getallestelsels wat ons het. Daar is 3 verskillende maniere om dit aan te dui. Ons het versamelingsnotasie. Ons het intervalnotasie en ons het getallelyne. Kyk, met jou intervalnotasie mag dit net reële getalle wees. Okay? So as hulle vir jou sê dit is 'n natuurlike getal, 'n telgetal of 'n heelgetal en hulle sê nie vir jou dat daar desimale is nie, dan is dit, jy mag dan nie 'n interval gebruik nie. As ons gaan kyk na my versamelingsnotasie, lyk dit so. So jy het jou hakkie, dan het jy jou x met jou teken, dis om te sê dat dit 'n element van x gaan wees, dan sal jy byvoorbeeld sê x is groter as 4, punt, komma, x is 'n element van reële getalle.
Okay, so as ek dan hierdie wil gaan teken op 'n getallelyn, sal ek julle nou wys hoe om dit te doen. Ons moet dan net onthou met ons getallelyne, dat as dit ingesluit is, dan is dit 'n toekolletjie, en as dit uitgesluit is, dan is dit 'n oop kolletjie. Okay. My ingesluit met my teken, met my bekkie lyk so, en my is nie baie mooi sirkel nie. En my uitgesluit lyk net so. So daar's nie 'n is gelyk aan teken onderaan nie. So as ons gaan kyk na hierdie vraag wat ons hierso het, ons gaan dit gou gaan teken. So hulle sê vir ons x is groter as 4. So hierso is 4. Dit is 'n element van reële getalle. So dit beteken ek mag 'n lyntjie trek. Okay, so ek gaan 'n oop kolletjie sit bo die 4, want dit is nie ingesluit nie, en dan gaan ek net my pyltjie so gaan teken. Okay, as hulle vir my gesê dieselfde tipe idee, maar dit was x, en dan x is groter as 4, maar x is 'n element van telgetalle. Okay, dan sou dit so gelyk het. So ek sal my 4 gehad het op die lyntjie, en dan sou ek spesifiek my punte gaan inteken het. So, en dan gaan ek, hulle sê vir my dit is 'n telgetal, so dan moet ek net my kolletjies so gaan maak. So 2 is nie ingesluit nie, so ek gaan hom 'n oop kolletjie hou. 4 is nie ingesluit nie, so hy is 'n oop kolletjie. 5 is ingekleur, 6 is ingekleur, en dan teken ek 'n pyltjie so, om te sê dat dit gaan aanhou. Okay, so dis dieselfde as daai pyltjie daarso, dit dui net aan dat hierdie een gaan aanhou. So die rede hoekom dit kolletjies is omdat dit 'n natuurlike getal is. So die kolletjies is enige tyd wat dit natuurlike getalle is, telgetalle is, of heelgetalle is. Dan gebruik ons kolletjies en nie lyntjies nie. Okay. Kom ons gaan kyk gou na intervalnotasie. So intervalnotasie gebruik ons hakkies. En as dit ingesluit is, kom net 'n bietjie boontoe beweeg hy. As my hakkies ingesluit is, dan is dit 'n blokhakkie. As dit uitgesluit is, dan is dit 'n ronde hakkie. Baie belangrik met intervalnotasie, mag net reële getalle aandui. So, as ons gaan kyk na ons versamelingsnotasie, as hulle vir my sê, -4, x en 2, dan weet ek, my x gaan tussen, ek net gaan my getallelyn gaan teken. So, ons het -4, ons het 2, ek moet seker net vir julle sê wat dit is. X is 'n element van reële getalle. Kyk, as ons dit dan gaan teken, my 4 is uitgesluit, so gaan 'n oop kolletjie maak. My 2 is ingesluit, so gaan dit inkleur. Dis reële getalle, so ek kan my lyntjies gaan trek. Okay, so daar is my getallelyn. My intervalnotasie begin by -4 en dit eindig by 2. Dis uitgesluit my -4, maar my 2 is ingesluit. Okay, as hulle vir my gesê het, x, dieselfde storie. Maar nou sê hulle vir my, x is 'n element van natuurlike getalle.
As ek dit nou op 'n getallelyn gaan teken, het ek minus 4 hierso. Is nie baie mooi geteken nie, maar dis hoe die getallelyn sou lyk. Dis 'n natuurlike getal. Minus 4, minus 3, minus 2 en minus 1 is nie ingesluit nie. So dat ons probeer vasvang. So ons kan net 'n kolletjie gaan inteken op 0, 1 en 2. En daar is geen intervalnotasie nie. Okay. As hulle vir ons sê, kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde. So x is groter as 2. As ek dit dan gaan skryf in intervalnotasie, gaan ek dit skryf as, dit begin by 2 en dit eindig by oneindigend. So dit gaan so lyk, oneindigend is altyd uitgesluit. Okay. As hulle vir my sê x is kleiner of gelyk aan minus 3, dan weet ek die grootste getal wat hy kan wees is minus 3. So hy begin by minus oneindigend en hy eindig by minus 3. Oneindigend is altyd uitgesluit, maar die minus 3 is ingesluit. Ek hoop julle het dit, ek hoop dit het gehelp en ek sien julle in die volgende les.